Dit is skoolvakansie en dis een van die redes waarom ek hierdie kort reeksie hou oor jou gesin. Nou, een van die tragiese realiteite van ons tyd is dat baie ouers los van die kerk geraak het. En die sluiting van 'n verbond met die Here neem hulle nie meer ernstig op nie. Dit is algemeen om te hoor dat ouers 'n spesiale geleentheid sal reël om hulle nuutgebore baba in die tuin of ergens by 'n koffiewinkel in te seën of te doop. Maar dis nie hoe die liggaam van Christus veronderstel om te funksioneer nie. Weet jy, ons lees in Exodus 4 hoe ernstig die Here hierdie saak opneem. Ons lees daar in vers 24 tot 26 dat toe Moses en sy vrou Sipora langs die pad oornag het die Here gekom en hy wou vir Moses doodmaak. Sipora vat toe 'n klipmes. Sy sny haar seun se vooruit af, raak daarmee aan Moses se voete en sê, jy's nou my bruidegom wat deur bloed beskerm word. En dit het betrekking op die besnydenis. Ons lees dat die Here Moses wil doodmaak en dat Sipora se optrede hom red. En daarom sien ons raak hoe ernstig die Here die besnydenis en die verbondsinsluiting sien. Vroeger het hy vir Abraham beveel om sy seuns te besny as die verbondsteken. En dis 'n teken wat deur die geslagte heen toegepas moes word. Almal wat nie besny was nie, is as verbondsverbrekers beskou. Kan jy dink hoe lyk 'n verbondsverbreker? Hulle moes van die Here se volk afgesny word. Dat Moses se seun nie besny is nie, het Moses nou in dieselfde posisie as die Farao geplaas. Die Farao wou God se eersgeborene seun Israel terughou. Hy wou hom nie vry laat gaan nie. En nou weerhou Moses sy eersgeborene seun van die Here deur nie die teken van die verbond op hom toe te pas nie. Dat die Here vir Moses wil laat sterf, beklemtoon die erns van die oortreding, en dis 'n waarskuwing, veral aan die Israeliete om seker te maak dat hulle kinders in die Here se verbond sou grootmaak. Dit verduidelik ook waarom Sipora se optrede vir Moses gered het, want sy het die probleem onmiddellik opgelos deur die verbondsteken toe te pas. Nou as algemene beginsel, moet ouers hulle kinders in verbondsgeloof grootmaak. Hierdie beginsel word dwars deur die Ou Testament en die Nuwe Testament gesien. Ouers het die verantwoordelikheid om hulle kinders in die weë van die Here groot te maak. En dit vind plaas in die konteks van hoe jy elke dag lewe. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy moet daaroor met hulle praat as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan. Sulke onderrig, weet jy, moet altyd met baie liefde en in 'n verhoudingsverband gedoen word. Wanneer waarheid sonder liefde gegee word, sonder 'n verhouding, ervaar die kinders altyd dat dit nie reg is nie. Dink maar net hoe die Here met ons hieroor werk in ons verhouding met hom. Nou, hoe doen 'n mens dit nou prakties? Ek vertel vir jou wat Susanna Wesley gesê het. Sy het die volgende 6 punte gehad en sy het gesê dis goeie raad vir ouers en haar 2 seuns, John en Charles, het Engeland geskud vir die Here. Sy het gesê die eerste belangrike ding, die eie sinnigheid in 'n kind moet teëgegaan word. So werk jy saam met God om sy siel te red. 2. Leer om te bid sodra hy kan praat. 3. Geef hom niks waaroor hy huil nie. Jy gee net dit vir hom wat goed is as hy dit oordentlik kan vra. Nommer 4. Om leuns te voorkom, moet jy nooit dit straf wat daardie kind self erken en bely nie. Maar moet nooit 'n rebelse verkeerde daad net verby laat gaan nie. Nommer 5. Sien raak en beloon goeie gedrag. Nommer 6. Kom streng die beloftes na wat jy en jou kind gemaak het. Laat jou woordes jou eer wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die verbond. Dankie dat U aan mense toe uitreik. Geef vir ons die genade om ons kinders ook daarin groot te maak. Amen.